Dit lyk soos dat dit mooi skoon en daar's water en dele. En Jesus sit op 'n troon en die lig skyn uit Jesus uit en dit word nooit donker by Jesus nie. Ek dink as jy inkom by die hemel en dan is die hekke van parels gemaak en pragtige groen tuine en die strate is van goud gemaak en God sit op 'n troon en daar is nie 'n maan of 'n son nie, God is die lig en engele sing en dis net die hele tyd musiek in die hemel. Ek dink dit is net amazing in die hemel. Ek dink in die hemel sal daar 'n kerk wees en God sal daar voorsit met al die kinders. Daar sal niks bekleierery wees nie, niks siektes en niks kwaad nie. Ek dink dit sal baie lekker wees. Môre maats, dit is so lekker om al die revolutiekinders weer te sien vandag op hierdie spesiale dag. Vandag is Hemelvaartdag. Vandag vier ons dit dat Jesus opgevaar het na die hemel toe. Wat beteken dit? In die Bybel lees ons in Handelinge 1 vers 9 tot 11 dat Jesus op 'n wolk teruggegaan het hemel toe. Die Bybel sê ook vir ons dat Jesus gegaan het om vir ons plek gereed te maak in die hemel. Julle, dit klink darem wonderlik. Maar jy mag dalk 'n paar vrae hê oor die hemel, soos, gaan ons klere dra in die hemel? Gaan Jesus saam met ons in die hemel wees? Wat gaan ons eet en drink in die hemel? En hoe lyk die hemel? Nou, 'n engel het 'n oom met die naam Johannes kom haal om vir hom te wys hoe die hemel lyk. Oom Johannes het vir ons 'n brief geskryf met die naam Openbaring. Dit is die laaste boek van die Bybel. In Openbaring 1 lees ons dat Johannes omgedraai het om vir Jesus te sien. Hy sê, hy het baie mooi klere aangehad, wat gewys het hoe belangrik hy is. Om sy lyf het hy 'n goue band gedra. Sy hare was wit, want hy was baie wys. Sy oë kon alles sien en deur alles kyk. Sy voete was soos brandende koper. Sy stem was baie hard, soos 'n groot storm wat aankom. Dit het gelyk of hy 7 sterre in sy regterhand hou. As 'n mens na hom kyk, was dit asof jy reguit in die son inkyk. So wonderlik was hy. Nou as 'n mens na hierdie woorde luister, kan 'n mens agterkom, oom Johannes weet eintlik nie mooi hoe om vir ons te beskryf hoe wonderlik Jesus gelyk het nie. Want hy gebruik woorde soos, sy stem was soos 'n storm. Nou dit beteken nie dat die stem ons bang gemaak het nie, dit beteken net dat almal in die hemel vir Jesus sal kan hoor, sy stem sal hard genoeg wees. Sy oë is skerp genoeg om almal te kan raak sien. Ons lees dat hy 'n lang wit kleed aangehad het. Nou 'n lang wit kleed is maar soos 'n lang wit rok. En dan het hy 'n goue band om sy bors gehad. In daardie tyd het 'n mens as jy soos in 'n landery gewerk het, 'n band om jou heupe gehad. En wanneer jy die dag klaar gewerk het, het jy die band van jou heupe af boontoe geskuif na jou bors toe. Nou hierdie goue band sê vir ons twee goed. Dit sê Jesus is ons koning, dit is hoekom dit goud is, maar dit sê ook vir ons, Jesus het klaar gewerk. Sy werk in die hemel is gedoen en ons plek is gereed. Nou as jy dalk wonder hoe die hemel lyk, oom Johannes skryf vir ons in Openbaring 21 dat die hemel soos 'n nuwe Jerusalem gaan wees. Nou hy beskryf vir ons hoe wonderlik hierdie nuwe Jerusalem lyk. Hy sê, die muur en fondamente was baie mooi. Dit is van die mooiste edelgesteentes gebou. Die stad
as ook die strate was van goud wat geblink het soos 'n spieël. Nou hierdie woorde word gebruik om vir ons te verduidelik dat daar geen tekort in die hemel gaan wees nie. Edelgesteentes is spesiale klippe. Ons gebruik hulle gewoonlik om juweliersware van te maak. Dalk as jy mooi kan kyk, kan jy sien, hier is rubyne in hierdie ring en hier is 'n blou safier in hierdie ring en kyk, ek het goue oorbelle aan. Nou kyk hoe bietjie goud gebruik 'n mens nou vir 'n oorbel en 'n ring. Oom Johannes sê daar gaan so baie goud in die hemel wees dat hulle sommer die strate daarvan gemaak het. Nou ek dink dit is net om vir ons te verduidelik hoe verskriklik mooi die nuwe Jerusalem gaan lyk. Nou safiere is besonderse tipe klippe. Dit is wat ons edelgesteentes noem. Ek wys vir julle 'n prentjie van hoe safiere lyk voordat hulle geslyp is. Met ander woorde, voordat hulle blink gevryf is. Nou julle sal sommer self kan sien, dit is baie mooi klippe hierdie. Nou safiere is baie spesiale stene. Hulle is baie hard. Dit is waarom ek dink die Bybel sê die mure is van hulle gemaak, is dat ons weet die mure gaan baie sterk wees. Maar meer as dit, safiere kry mense in die wonderlikste kleure. Mens kry rooi, wat ons dan 'n rubyn noem. Maar jy kry hulle in al die kleure. Jy kry wit, jy kry geel, groen, blou, pink, oranje. So wat oom Johannes vir ons probeer sê is dat die stad gaan pragtig en wonderlik wees. En as jy dalk wonder wat ons gaan eet en drink, net 'n paar verse verder lees ons, die engel wys toe ook vir my 'n rivier met helder water. Wie van hierdie water drink, sal vir altyd saam met God lewe. En ek dink, dit is die heel belangrikste ding wat ons van die hemel moet weet. Is meer as hoe dit lyk en wat ons gaan doen en waar ons gaan woon, moet ons weet, dit is die plek waar ons vir ewig en altyd saam met Jesus gaan wees. Ek hoop hierdie hemelvaartdag is 'n baie spesiale dag vir jou en jou mamma en pappa en as jy het boeties en sissies. Ons sien uit om julle weer te sien. Totsiens maats. Die hemel sal voel asof die hele plek vol van die vrugte van die Gees is. Ek dink dat niemand sal oordeel of geoordeel word oor hoe hulle lyk of wat hulle doen nie. Ek dink dit gaan fantasties wees en pret wees hoekom daar niks kwaad, siektes en hartseer gaan wees nie. Nie eens die hartseerste ding op aarde gaan daar wees nie, want dit gaan net pret wees en jy gaan net by Jesus bly. En ek is seker dit gaan baie fantasties wees. Weet dit in die hemel gaan is voor 14 niemand gaan pyn nie of hartseer nie. Môre almal, dit is so lekker om vandag weer saam met julle te kuier. En ons gaan vandag praat oor die hemel. En die vraagie wat ek met julle gaan bespreek is, hoe gaan ons voel in die hemel? Kom ons kyk wat sê Openbaring 21 vers 3 en 4. 'n harde stem van die troon af sê toe, God bly nou by en tussen die mense. Hulle is sy mense en hy is hulle God. As hulle huil, sal God hulle troos. Hulle sal ook nie meer doodgaan nie. Hartseer en pyn sal hulle nie meer ken nie. Al die slegte dinge van die wêreld sal nie meer bestaan nie. Sjoe, julle, as ek hierdie lees, dan raak ek opgewonde om eendag by Jesus te wees. Hoe lekker om te weet dat hy sê, hy gaan die heeltyd tussen ons wees en ons gaan die heeltyd by hom wees. Ons gaan glad nie hartseer voel nie, ons gaan nie pyn voel nie, God gaan ons troos, ons gaan nie bang wees nie, daar gaan nie skelms en rowers wees nie, daar gaan nie hospitale nodig wees nie, alles gaan net so perfek wees. En weet julle waarna sien ek die meeste uit? Om in God se ongelooflike teenwoordigheid te wees. Ek dink ons gaan die hele tyd net vir God wil aanbid en hom wil dien en hom wil eer. Julle,
Ek sien sommer nou baie uit om eendag by Jesus te wees, maar ons moet ook onthou dat hy by ons leef deur die Heilige Gees en dat ons elke dag sy teenwoordigheid kan voel. So moet dit ook nie vergeet nie. Hoop julle het 'n lekker dag verder. Bye! Jesus en Jesus wat klaar in die hemel is en ons, my ma, my pa, my boetie en ek en oupa Grietjie en ons ouma. Wat kan jy sê wie bly in die hemel? Jesus Ja, en God en God, en Oupie en Oupie, en die engel. en die engele, wow. Mense wat hulle harte vir Jesus gegee het, mense wat lief is vir hom. Ons gaan vir Jesus daar sien, ons gaan vir God daar sien, en ek hoop om my oumas en my oupas ook daar te sien. Sjoe, julle het goeie antwoorde gegee op hierdie vraag wat ons vandag vra. Julle, wie gaan ons eendag in die hemel sien? Ek het al gewonder oor hierdie vraag van wie gaan ons in die hemel sien? Miskien gaan ons vir ouma of vir oupa in die hemel sien, of vir oupa Groetjie of ouma Groetjie, of self vir Moses in die hemel sien. Jesus, dit kan cool wees. Nou julle, maar wat sê die Bybel oor wie gaan ons in die hemel sien? En net soos Tannie Sarita ook genoem het, is dat in Johannes 14 staan daar dat Jesus vir ons op gaan vaar na die hemel, soos op hierdie dag, hemelvaartdag, en dat hy vir ons 'n plek gereed gemaak. Hy sê hierdie vir die disippels, voor hy nog gekruisig is, sê hy, dat hy op gaan vaar, en dat hy 'n plek vir ons gaan regmaak, en dat hy weer gaan kom, om ons te kom haal, om eendag saam met hom te kan wees, waar hy is. Sjoe, so ons weet, ons gaan eendag saam met Jesus wees. Die plek waar hy gaan wees, in sy teenwoordigheid vir ewig gaan wees. Maar wie is hierdie ons? Wie is hierdie ons wat hy van praat? Gaan hy almal kom haal? Of wie gaan hy kom haal? Wie gaan hy kom haal om saam met hom te kan wees? En dit lees ons in 1 Johannes hoofstuk 5. Nou, Johannes skryf 'n brief aan ons. Hy sê vir ons dat ons die ewige lewe het. En die wat die ewige lewe het, is die mense wat in Jesus glo, in die Seun van God glo. Nou Tannie Jenay gaan later vir ons bietjie vertel van wat hierdie glo beteken. Maar ons weet dat almal wat in die Seun van God glo, Jesus glo, gaan eendag hemel toe. Net soos Jesus ook in Johannes 14 gesê het, van ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So dit is die ander vraag wat ons vra, en ek wil dit vir julle lees hier in Openbaring 21, van die amazingste van al hierdie, is dat ons eendag saam met God gaan wees. Hier staan, toe het ek 'n harde stem. Wie is hierdie ek? Dis Johannes, né? Want die hemel is geopenbaar aan Johannes. Het ek 'n stem gehoor van die troon af. Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by julle bly. Hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. Sjoe, en dit is wat God bestem het vir ons. Heel in die begin, voor ons nog sonde gedoen het hy gesê, hy wil hê ons moet by hom wees, vir altyd. En dis wat ons gaan hê. Ons gaan
vir altyd saam met God in die hemel wees. So kom ons net om dit saam te vat. Jesus gaan in die hemel wees, hy gaan vir ons plek regmaak, hy gaan ons eendag weer kom haal. En wie is hierdie ons? Hierdie ons is almal wat in Jesus glo. En waar gaan ons wees? Waartoe vat Jesus vir ons? Om eendag vir ewig saam met God in die hemel te wees. So ons gaan vir Jesus, vir ander gelowiges en ook vir God in die hemel sien. Julle, dit is amazing. So julle, ek hoop, ek gaan jou ook daar sien, eendag, waar ons ewig saam met God gaan wees. Hallo mooikies, my naam is Annelie en ek gaan op die hemel gaan, want Jesus is in my hartjie. Jesus het aan die kruis gesterf van my sonde. Ek is so lief vir Jesus en vir almal. Alle julle, ek gaan vir julle vertel hoe jy hemel toe gaan. Omdat jy hemel toe gaan, is omdat jy in Jesus glo en glo dat hy uit die graf uit opgestaan het. En ek weet dit, omdat my ma en pa vir my dit vertel het. En ek weet dit ook, omdat Jesus vir my baie lief is, en omdat en hy wou ook baie graag gehad het, ons moes saam met hom in die hemel wees, so dis hoekom hy 3 dae in die hel gebly het, dat ons by hom in die hemel kan wees, en om ons sonde te vergewe. Ja, ek gaan hemel toe. En die Here het aan die kruis gesterf vir ons. Daarom, en toe hy weer opstaan, toe maak hy aan ons 'n belofte, dat ons hart en ons lewe vir hom gee. Dan kan ons die ewige lewe leef in die hemel. Op hemelvaart het hy opgestyg om vir ons plek voor te berei. Hallo julle, dis nou lekker om sommer so op 'n donderdag saam met julle te kuier. Vandag vier ons mos hemelvaart. Ek is Tannie Janay en ons gaan bietjie gesels oor hoe kom ek in die hemel en weet jy of jy hemel toe gaan? Nou niks wat jy kan doen of sê kan jou in die hemel kry nie. Nie eers jou goeie werke nie, sê die Bybel. Al hoe jy in die hemel kan kom is as jy in Jesus glo. Nou wat beteken glo? Dit is as jy met jou kop en met jou hart weet dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het. Wat jy dan moet doen is jy sê vir Here, ek wil graag u kind word. En hy sê ja, en hy kom bly in jou met sy Jesus liefde en sy Heilige Gees. Dis sy helper. Ons gaan Sondag bietjie meer leer oor sy Heilige Gees helper. Maar hy kom bly binne in jou en hy verander jou. Hy maak jou nuut. Jy wil nie dan meer as mamma of pappa nie kyk nie vir boetie en sussie seer maak nie. Nee, van die Heilige Gees stem gaan vir jou sê, nee, moenie dit nie, doen eerder dit. Jy gaan dan nie ook meer wil jok nie. Jy gaan meer soos Jesus wil wees. Jy gaan ook dan nie meer jaloers wil wees. As jy so in die klas sit en juffrou sê eerder vir iemand anders, so hulle werk was mooi, gaan daar nie meer so jaloerse gevoel opkom nie, want jy is nuut. Jesus het jou verander, hy verander jou as jy sy kind word. Wat ook gebeur as jy jou lewe vir die Here gee, jou kop en jou hart en jou lewe vir hom gee, dan skryf God jou naam in die boek van die lewe. En eendag, as dit die laaste dag van die wêreld is, ons weet nie wanneer dit gaan wees nie, net God weet, gaan Jesus ons kom haal en ons almal gaan daar in die hemel staan en dan gaan God sê, hierdie mense wie se name ek nou sê, wat in die boek van die lewe staan, julle gaan vir altyd saam met my in die hemel bly. En dan gaan daar mense wees wat nie vir Jesus gekies het nie. En dan sê daai Openbaring brief van Johannes praat, nê, wat aan die Sarita julle van vertel het net nou. Hulle gaan dan in 'n poel van vuur wees.
Ons hoef nie bang te wees vir daai laaste dag nie, want as jy jou lewe vir Jesus gegee het en jy lewe vir hom en jy glo dat hy vir jou in die kruis gesterf het, gaan jy vir altyd saam met Jesus in die hemel bly. Nou as jy nou hierdie wonderlike ding weet, dan wil jy mos vir iemand vertel. As mos ietsie mos lekkers by die skool gebeur het, dan wil jy mos net vir mamma en pappa vertel. Of jy wil vir 'n vriend of 'n vriendin vertel, hoor, weet jy wat het nou net gebeur? Dit is so cool. Nou net so, hierdie wonderlike ding wat met jou gebeur, dat jy jou lewe vir Jesus gegee het en dat Jesus vir jou in die kruis gesterf het, moet ons vir ander mense vertel. Net toe Jesus opgevaar het hy vir sy disippels en vir ons 'n baie belangrike werk gegee. Eendag gaan jy dalk miskien as die Here wil 'n dokter word, of 'n bouer, of 'n veearts. Dit gaan jou werkie wees hier op aarde, maar ons almal het een belangrike werk op aarde gekry. Klaar wat jy moet doen. En kom ek lees vir jou. Dit staan in Markus 16 vers 19 tot 20. Nadat die Here Jesus met die disippels gepraat het, is hy terug hemel toe om op die belangrikste plek in die hemel langs God te gaan sit. Die volgelinge van Jesus het die goeie nuus dat hy lewe oral gaan vertel. Die Here het hulle gehelp. Oral waar hulle oor hom gepraat het die Here gewys dit is die waarheid deur wonderwerke te laat gebeur. Dis jou spesiale werk. Dis die hele punt van hemelvaart. Is dat ons vir mense van Jesus moet gaan vertel. Dis die laaste woorde wat hy vir sy disippels gesê het. En net daar het ek en jy ook 'n werk gekry. Die belangrikste werk. En hoe doen ek dit? Hoe vertel ek vir iemand van Jesus? Hoe vertel ek vir iemand hoe om hemel toe te gaan? Nommer 1, jy bid daaroor. Jy vra vir Jesus om jou te help. En onthou, jy's nie te klein om met 'n groot mens ook daaroor te praat nie. Jy kan met enige iemand oor Jesus praat. En Jesus sal vir jou presies wys, deur sy Heilige Gees, met wie moet jy praat. Hy praat met jou, in jou kop en in jou hart. En as jy nou weet, jy moet met hierdie vriend of vriendin, of maatjie, of ouma of oupa, of oom of tannie praat, dan vat jy so oulike boekie wat jy vir jou gaan maak. Ek gaan vir jou sommer wys hoe maak. Jy vat sommer sulke stukkies papier en jy kram dit aan mekaar vas, en dan hou jy dit by jou. Jy sê vir hulle, weet jy wat, ons begin by hierdie goue kleer. God bly in die hemel, hy is ons koning, dit laat ons dink aan 'n kroon. Hy bly in die hemel, alles begin by hom en alles eindig by hom. En hy hou nie van sonde nie. Weet julle wat doen die mens toe? Ons het in die tuin van Eden, toe sondig ons. Ons doen elke dag lelike dinge. Die mense het lelike dinge gedoen, vuil, lelike sonde. Wat is sonde? Dit wat jy sê en doen en dink wat nie mooi is nie. Maar toe maak God 'n slim plan, want hy wou gehad het ons moet vir altyd by hom bly, maar hy hou nie van sonde nie. Hy stuur toe vir Jesus, en Jesus sterf aan die kruis, en sy bloed, rooi bloed, vloei vir ons sondes aan die kruis. En nou kan ons elke dag met Jesus praat en vir hom vra, vergewe my vir my verkeerde dinge, en maak my wit en skoon, soos hierdie papiertjie. Skoon, Jesus, nee, ons kan met hom alleen praat. Dan wil hy jy moet groei. Wat is hierdie groei? Groei soos plante en bome. Hoe groei ons? As ons met hom praat, baie, met hom bid, as ek speel, as ek lees, as ek musiek luister, as ek huiswerk doen, as ek vir mamma of pappa help, praat die hele tyd met Jesus. Lees jou Bybel, want dis sy brief wat hy vir jou geskryf het. Kom tussen maatjies wat vir Jesus ken. Gaan kerk toe nou weer na die lockdown tyd. Of soos wat julle nou na ons video's kyk. Jy wil mos vir Jesus leer ken. En dan die belangrikste, gaan getuig. Dit beteken jy moet gaan praat oor Jesus. Dis hoe mens groei. En dan sê jy vir daai maatjie of oom of tannie, as jy daai stappies doen, dis hoe jy in die hemel kom, hierdie blou papiertjie. Ons dink aan hierdie blou papiertjie, wat sê dis, ons gaan dan hemel toe. Sê so in Jesus glo. En dan bid jy saam met daai vriend of vriendin of maatjie of oom of tannie. En jy kan net die volgende eenvoudige gebed bid. En as jy vandag jou hart en lewe vir Jesus wil gee, dan bid jy hierdie gebed saam met Tannie Janay. Maak toe jou oogies. Here Jesus, baie dankie dat U vir my aan die kruis gesterf het. Vergewe my asseblief
vir my sonde, die lelike goed wat ek doen. Ek glo dat U vir my aan daai kruis gesterf het. Ek wil graag U kind word en vir altyd saam met U in die hemel bly, vir ewig en ewig. U is my verlosser. Amen. En dis die eenvoudige gebed. Dis die belangrikste besluit wat jy in jou lewe kan neem. Dis baie belangriker as met wie jy gaan trou, wat se werk jy gaan doen. Hierdie wat jy nou gedoen het, is die belangrikste ding wat jy kon doen, want jy is dan vir ewig en ewig in die hemel. En as ek doodgaan, en jy doodgaan, en ons is saam met daar by Jesus, gaan ons mekaar daar sien. Is dit nie wonderlik nie? Al sy kinders gaan saam met hom wees. Mag jy 'n heerlike hemelvaart hê, en lekker saam met mamma en pappa vanaand kuier. En ek sien jou Sondag, wanneer ons gaan gesels oor die Heilige Gees, en hoe die Heilige Gees aarde toe gekom het, om ons te help hier op aarde. Mooi uitkyk vir ons video Sondag. Lekker dag verder. Totsiens.